Liesel de Lange, ons nuuspersoon van die week. Heerlik om met jou te kuier. Baie dankie. Hier's 'n paar dinge, ek meen internasionaal is natuurlik groot stories, maar kom ons bly by die plaaslike goeders. Een daarvan is lyk my ons agbare meneer Malema, sy visum is weer 'n keer geweier om na Engeland toe te gaan. Die eerste keer toe dit geweier is, het hulle so 'n soort van verskoning gemaak, lyk my 'n administratiewe fout of een of ander ding. Maar hulle het nou die Engelse het nou tweede keer sy visum geweier. En hierdie keer het hulle redes gegee. Ja, hulle het hierdie keer het hulle reguit in 'n brief gesê dat hulle beskou hom nie as 'n goeie persoon om in Brittanje te hê nie, as gevolg van sy uitsprake rondom Hamas en ook sy uitsprake rondom die een wat hulle spesifiek aangehaal het is waar hy gesê het we will cut the throat of whiteness. Wat hulle gesê het hy is 'n ongure tipe en hulle wil hom nie in Brittanje hê nie. Nou, die vorige keer het hulle gesê dit was 'n administratiewe fout. Ja. En dit het toegelyk asof hulle dit as 'n verskoning gebruik het en Malema is natuurlik baie vies. Maar ek dink wat belangrik is hier na die groot drama wat hom afgespeel het in die Withuis destyds, toe sy gesing daar uit Bassein is. Dit wys maar net weer vir die ANC, die ouens wat dit dalk nog vir 'n oomblik sou oorweeg dat die EFF deel van 'n RNE kan vorm, besef maar jy weet jy kan regtig nie jouself assosieer nie. Dis nie 'n goeie plan nie. Nee, dis glad nie 'n goeie plan nie. Dit is inderdaad so. Is laat daar's 'n ek bedoel Julius Malema is miskien nou die persoon wat die maklikste erkenbaar is as 'n persoon met hierdie sekere radikale standpunte, maar daar's ander potensiële politieke leiers in Suid-Afrika wat ook miskien in die vizier kan wees. Dis waar en ek dink hierdie ouens sal nou moet 2 keer dink oor wat hulle sê, want nou kan ons nie meer soos wat ons maar in Suid-Afrika doen, verskonings vir mekaar of ons verstaan mekaar of daar's 'n rede of histories of so nie. Hierdie ouens gaan nou moet dink oor hoe hulle beeld na buite toe, na die buiteland toe ook uitdra. Ja, en dan een wat van die een partytjie na die volgende partytjie of dan 'n party is hop en dan sit hier Floyd Shivambu, hy was gewees saam met Julius by die EFF gewees en toe het hy besluit hy gaan MK toe kom, toe was hy sekretaris-generaal van die MK en toe word hy soort van wat is dit nou uitgeskop, weggeskuif. Hy is terug parlement toe, maar hy is nie meer die sekretaris-generaal nie en nou het hy 'n perskonferensie gehou en gesê hy gaan miskien weg, maar hy gaan ook nie weg nie. Ek weet nie wat gaan aan nie. Eintlik het Floyd maar 'n Zuma op Zuma getrek, né? Dis 'n Zuma wat geweier het om te bedank aan die ANC uit terwyl hy ander weivelde besoek. Nou dis eintlik maar presies dieselfde wat Floyd Shivambu nou doen. Hy het die perskonferensie gehou en gesê hy wil 'n bietjie navorsing doen nou landwyd oor of daar 'n behoefte is aan nog 'n politieke party. En daarvolgens sal hy nou sy besluit neem sonder om te bedank by MK. Wat natuurlik maar net, jy weet, dit verdeel eintlik maar net weer daai groeperingsstemme, want as jy kyk na jou steun wat jy by MK kry en by die EFF, as die een beter doen die ander een slegter, hulle kannibaliseer eintlik maar mekaar se. En daar's nie 'n groot sukses geskiedenis vir hierdie kleiner partytjies nie. Dis maar net die EFF en die MK wat werklik was suksesvol was. Die ander ouens, die Good party en wat se al die verskillende partytjies, hulle het dit nie eintlik gemaak nie. En natuurlik is hierdie ook 'n probleem waarskynlik vir MK self, want Floyd vir al sy sondes is 'n baie goeie organiseerder. Ja. Hy is iemand wat baie goed wat strukture in plek kan kry en baie goed kan organiseer vir verkiesings en so aan. En hulle verloor nou daai talent daar. En teen die tempo wat MK mense, kom ons sê maar hire and fire of skuif of uit die parlement uitpluk of so iewers langs die pad gaan hulle genoeg mense kwaad maak dat hulle al hoe minder stemme gaan kry, want al daai ouens en hulle families gaan nie weer vir hulle stem nie. Dankie dat jy weer 'n keer by ons het draai gemaak het. Altyd ietsie oor te praat in Suid-Afrika.